is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en welkom by vandag se huiskerk. Net eers 3 vinnige afkondigings. Volgende Sondag, die 7de September, hou ons nagmaal by die erediens en na die tyd saam met koffie en tee gaan daar sommer so ietsie lekkers wees om saam te eet. Dan op die 26ste September, Vrydag aand, vier ons die KAK&K. Dit is nou kos, kuier en klets. Dit is sommer net 'n aand wat ons so 'n bietjie bymekaar gaan kom, daar gaan musiek wees, daar gaan stalletjies wees en jy gaan geleentheid hê om jou eie hamburger te bou. Daar's ook 'n trekking wat gaan plaasvind waar jy 'n halwe lam kan wen. En so dis sommer net 'n lekker saam kuier en ons wil jou uitnooi om die datum aan te teken en saam met ons te kom kuier. En dan net 'n laaste ding, so elke paar jaar hou ons daarvan om net so 'n bietjie evaluering te doen oor ons gemeente. En ons het dit nou nog nie gedoen sedert COVID nie, so ons wil dit nou hierdie einde van hierdie jaar doen. Dis net 'n geleentheid om 'n bietjie weer te gaan stil staan en stil te word ook voor die Here en bietjie te kyk na alles wat ons in die gemeente doen en ons strukture en ons prosesse en so aan. En te vra, maar is ons nog besig met die regte goed? Is ons nog besig met dit wat die Here wil hê ons mee besig moet wees? Nou daarvoor het ons inligting nodig en ons kry dit uit verskillende bronne, maar ons wil ook julle hulp vra daarmee. So ek gaan oor so 2 weke gaan ek 'n link uitstuur via WhatsApp met 'n vraelys wat ons net wil hê julle vir ons moet invul. Dit gaan nie lank vat nie, jy submit dit en dit gee dan vir ons 'n klompie inligting om mee te werk vir hierdie evaluering. So kyk gerus uit daarvoor. Maar terug na vandag. Ons is nog steeds besig met ons preekreeks waar ons so 'n bietjie kyk na die bande wat ons saambind as geloofsgemeenskap, wat ons aan mekaar verbind as gelowiges. En vandag gaan ons kyk wat dit beteken om mekaar te dien. Ons teksgedeelte is Filippense 2 vers 1 tot 8. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan met blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of uitluit te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Nou ek dink ons het mos nou almal sekere idees oor wat die woord bediening beteken. En dit kan iets wees soos verwys na die mense wat ons bedien, soos die kelners in 'n restaurant wat ons bedien, of die mense wat ons bedien wanneer ons gaan petrol ingooi by 'n garage, die ouens wat ons petrol ingooi. Maar in die kerklike opset verwys dit dikwels na dominees, en daarom praat wat voorstaan en mense bedien. Daarom sê ons ook dominees staan in die bediening. Maar dit kan ook verwys na leiers, gemeenteleiers, kerkraadslede, mense wat 'n sekere titel en 'n posisie beklee in die gemeente. Maar in die Nuwe Testament beteken dit eintlik iets heeltemal anders. Ons leer iets heeltemal anders oor die woord bediening. Bediening gaan nie oor 'n posisie wat jy beklee nie, oor 'n titel wat jy dra nie. Bediening gaan oor, in die kerklike opset en van die Nuwe Testament, gaan meer oor 'n houding wat 'n mens het. Dit verwys na iemand wat bereid is om nederig te wees, om af te buk na mense toe, om 'n herder te wees, om mense te dien. Dis soos Jesus oor homself gesê het, in Markus 10 vers 45, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. So om ons hiermee te help, begin Paulus nou nie vandag se teksgedeelte met 'n lysie goed wat 'n mens moet gaan doen om mekaar mee te dien nie. Hy begin deur ons te herinner
aan Jesus wat ons voorbeeld is. Hy sê ware diens is net moontlik omdat Jesus ons eerste gedien het. In Filippense sê Paulus dat Jesus het nie vasgehou aan sy goddelike bestaan nie, aan sy bevoorregte lewe saam as die seun van God nie. Hy was bereid om dit prys te gee, hy was bereid om homself te gee en 'n mens te word, om 'n slaaf te word, sê die teks, soos 'n slaaf te wees wat ander mense kom dien. So dink so 'n bietjie aan 'n leer waarmee jy nou sal opklim na jou dak toe. Jesus het aan die bopunt van die leer geleef as die seun van God. Hy het 'n goddelike lewe gehad met autoriteit en mag en alles, maar hy was bereid om dit prys te gee. Hy was bereid om teen die leer af te klim na ons toe, na mense toe, na die gewone, die armste, na die behoeftigste mense toe. Hy was selfs bereid om af te buig en mense se vuil voete te was. So Jesus wys vir ons dat diens begin by nederigheid. Daarom skryf Paulus dan ook dat ons moenie iets uit selfsug of ydelheid doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as hulle self. So ons moet hierdie behoefte wat ons het om altyd reg te wees, om altyd in beheer te wil wees, om hierdie manier om onsself so te vergelyk met ander mense, ons moet dit laat gaan, soos wat ons by Jesus geleer het, en sodat ons mense kan dien, mekaar kan dien. Om ons hiermee te help, het Dietrich Bonhoeffer in sy boekie Life Together so 'n klompie praktiese, gewone goed wat hy noem, wat ons kan doen om ons hiermee te help, wat ons kan doen om mekaar te dien. En daar's niks indrukwekkends aan hierdie goed nie. Dis goed wat die mense nie altyd eers raak sien nie, maar dis belangrike goed as ons dink oor hoe ons mekaar dien as gelowiges. Die eerste ding wat hy noem is, hy sê, byt op jou tong. Met ander woorde, dink ordentlik voor jy praat. In ons huis het ons so gesegde wat ons baie keer mekaar aan herinner. Dit is dan baie keer is dit goed net om goed in jou kop te dink en dit nie te sê nie. Sien, diensbaarheid en bediening en gemeentes is al baie keer opgemors deur die goed wat mense vir mekaar sê en hoe mense oor mekaar praat. Wanneer ons net kla oor goed, wanneer ons net kla oor mense, wanneer ons mekaar oordeel, wanneer ons agteraf is, wanneer ons skinder oor mekaar, dan breek ons geloofsgemeenskap af. Om op jou tong te byt, om baie mooi te dink voor jy praat en oor wat jy sê, is 'n diensbare daad aan ander mense. Dit help ons om in vrede met mekaar saam te leef. Die tweede ding wat Bonhoeffer sê is, ons dien mekaar deur net na mekaar te luister. Net soos wat ons luister na God en na die Bybel, so moet ons ook na mekaar luister, sê hy. Ware diens begin nie by praat nie, dit begin by luister. Dit begin wanneer ons luister na mekaar se stories, wanneer ons luister na mekaar se hartseer, na mekaar se pyn, maar ook na mekaar se vreugde, mekaar se drome. Dan reflekteer ons die manier hoe God ook na ons luister en vir ons omgee. Die derde ding wat hy doen is hy sê ons dien mekaar deur praktiese hulpverlening. Nou daar is geen taak wat ons kan doen wat te klein is om iemand anders mee te help nie. Om kruideniersware te help dra, om iemand te besoek wat eensaam is, om kinders te help met huiswerk, om stoele te pak of tee te skink na die erediens, om die klank te doen in die diens, om kollekte op te neem tydens die erediens. Dis klein goedjies, maar dit wys vir mense iets van God se liefde. Bonhoeffer het 'n aanhaling in sy boek wat hieroor gaan, wat my baie laat dink het en my nogal taamlik sterk aangespreek het. Hy sê, we must be ready to allow ourselves to be interrupted by God. In 'n woorde, ons is so besig met ons eie goed. Daar is altyd iets wat belangriker is. Of soms is ons ook sommer net selfsugtig en gemaklik. Daar is baie verskoning oor hoekom ons nie hulp moet verleen nie. So soms moet ons vir God net eenvoudig toelaat om ons lewens te onderbreek, om hulp te verleen wanneer dit nodig is. En God doen dit deur mense oor ons pad te stuur, deur goed
wat ons kan gaan doen, sê maar in die gemeente, ons aan te herinner. Soms is dit dalk net iets wat ons hoor, wat ons uitdaag en ons help om 'n bietjie anders te dink oor goed en oor die lewe. Maar kom ons laat vir God toe om ons te onderbreek, sodat ons hulp kan verleen. Dan die volgende ding wat Bonhoeffer sê, hy sê ons dien mekaar deur mekaar se laste te help dra. Paulus sê in Galasiërs 6, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste. Dit beteken 'n mens moet bereid wees om betrokke te raak by mekaar se pyn betrokke te raak, mekaar se worstelinge te hoor, en mense se swakheid en broosheid te kan raak sien. En dis nie altyd maklik nie. En dit beteken 'n mens moet geduldig wees, dat ons moet vergewe wanneer dit nodig is, dat ons compassion sal hê met mekaar. En dan die laaste ding, sê Bonhoeffer, is dat bediening is ook verkondiging. Met ander woorde, deur te bedien, verkondig ons, praat ons ook oor die Here en oor ons geloof. Nou hier moet ons baie mooi oplet wat Bonhoeffer doen, want as 'n mens kyk na sy lysie, verkondiging is heel laaste op die lysie. So verkondiging, of om te praat oor jou geloof, kom eers nadat jy gedink het voor jy praat, nadat jy geluister het na mense, nadat jy iemand gehelp het, nadat jy iemand se laste help dra het. So praat oor geloof, verkondiging, kom eers nadat jy iets gedoen het. So dade kom voor verkondiging. Partykeer dink ek ons verwar 'n bietjie die goed. Soms is met hierdie verkondiging is dit dalk nodig om 'n bietjie ferm met iemand te praat. Ander kere verkondig ons deur net vir iemand te sê, die Here is by jou. Maar verkondiging is iets wat altyd uit liefde moet gebeur. Dis iets wat ons doen om iets van God se liefde, God se genade aan mense te kommunikeer. So, om mekaar te dien, gaan nie daaroor om goed te voel nie, of om belangrik te voel nie, of om raak gesien te word nie. Dit gaan juist daaroor dat ons mekaar en ander mense moet raak sien, soos wat Jesus dit gedoen het. En almal van ons word geroep om diensbaar te wees. Dis nie net dominees en gemeenteleiers nie. Almal wat sê hulle glo in Jesus, is mense wat geroep is om diensbaar te wees. En ja, soms is dit 'n uitdaging, maar is ook 'n geskenk en 'n geleentheid om iets van Jesus en Jesus se liefde vir mense te wys. So, in die week wat nou voorlê, dink 'n bietjie aan hoe jy kan diens lewer. Is daar dalk iemand wat jy kan bedien met iets? Of dalk, as jy wil, maandag aand eet ons saam by die kerk 6:30 saam met die straatmense. Kom kuier net saam op hierdie maandag aand en kom lewer op daai manier diens. Kom ons sluit af met 'n seëngebed. Gaan uit en dra mekaar se laste en luister na mekaar se harte en dien mekaar soos Jesus ons kom dien het. God se liefde en Jesus se genade sal jou hiermee help en gaan by jou wees elke dag. Amen.